Here, dankie dat ons U kan eer as God, as Vader, as die een wat geskep het en die een wat onderhou. Dankie dat U nie net die aarde in die palm van die hand hou nie, maar dat U ook vir elkeen van ons in die palm van die hand hou. Dankie dat ons veiligheid onder die beskerming van die vlerke het. Dat U ons net so toemaak met U liefde. Ons kom vanoggend na U toe in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus. Ons gee aan U alle eer, alle mag, alle heerlikheid. Ons verklaar vir U as God vanoggend, as die een wat alles onderhou. Vader, dankie dat ons nou kan vra vir 'n muur van vuur en 'n ketting van engele om elkeen van ons geliefdes, ons eiendomme, ons finansies en ons besighede, en dat U dit so sal kom toemaak en beskerm in die naam van die Here Jesus Christus. Heilige Gees, dankie vir die teenwoordigheid vanoggend. Dankie dat U in elkeen van ons harte en gedagtes werk, dat U met elkeen van ons praat en dat U met elkeen van ons 'n pad loop. Vra dat U nou so kom stil maak in ons vanoggend, ons week se gebeure, ons dag se gebeure, kom oorvat, dat ons sal rus en vrede vind by U, dat U ons sal lei deur hierdie dag. Vader, ek bid dat U ons ore sal oopmaak vir dit wat ons moet hoor, dat U ons tonge sal losmaak vir dit wat ons moet sê, dat U net so beheer oorneem oor hierdie oggend. Vader, ons kom staan ook so teen siektes en tekens van siektes tussen ons, maar ook in ons geliefdes. Ons kom dink vanoggend spesiaal aan Manfred, sy gesin. Ons kom dra hulle so in U op, Vader. Ons vra dat U so sy gedagtes sal kom beskerm. Ons kom bid vir elkeen wat betrokke is by die operasie aan sy pa. Ons kom bid vir sy pa spesifiek. Ons vra vir krag, vir genesing, vir ondersteuning. Dat U hom ook net so sal vashou en dat hy sal weet dat U lief is vir hom. En hy sal weet dat U beskerming oor hom is en so ook oor die hele gesin. Dankie Vader dat U ons veilig hou. Ek wil spesifiek kom bid vir ons gedagtes vanoggend, vir al hierdie negatiewe goed wat soos pyle ingevlieg kom na ons toe. Bid ek dat U ons gedagtes sal kom beskerm, dat U ons gedagtes sal helder hou, dat U 'n wag voor ons mond sal plaas om U woord en U waarheid te praat, en nie deel te word van alles wat aan die gang is nie. Vra dat U vanoggend die woord vir ons sal oopbreek, dat U vir ons duidelik sal kom wys wat U vir Paulus laat skryf het en hoekom U dit vir hom laat skryf het. Bid dit so in Jesus se naam. Amen. Ok, Paulus is besig om vir ons te wys waar ons staan in ons verhouding met God sonder Jesus. Paulus weet iets wat ons dalk lankal vergeet het, dat die mens moet besef dat hy Jesus nodig het. Ons kan aangaan, ons kan evangeliseer, ons kan mense vertel, maar elkeen moet eers besef dat hy Jesus nodig het om hom deur te dra na God toe. In Paulus se tyd, maar ook vandag, is daar die wat dink dat hulle goeie lewens lei, dat hulle niks tekort skiet nie, dat hulle niks buite hulle self nodig het nie. In die eerste hoofstuk wys Paulus dan vir ons dat God homself op verskeie maniere aan ons geopenbaar het. Hierdie mense kan op geen manier hulle self verontskuldig deur te sê hulle het nie geweet nie. Nou in die tweede hoofstuk praat hy met die wat die openbaring van God gehad het, maar voel hulle kan uit hulle eie goeie werke doen om hierdie God tevrede te stel. Hulle het nie Jesus nodig nie. Dit klink soos 'n hele klomp gelowe wat ons vandag ken. Kom ons lees vers 6 tot 11.
Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Aan die wat in goed doen volhard en op die manier soek na die ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan sy ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Lyding en benoudheid bring hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen. In die eerste plek oor die van die Jood, maar ook oor die van die nie-Jood. Ewige heerlikheid, eer en vrede skenk hy aan elkeen wat goed doen. In die eerste plek aan die Jood, maar ook aan die nie-Jood. God trek immers niemand voor nie. Ok, ek dink dit is 'n redelike intense stukkie. Enige iemand iets daarop sê? Wat Joshua vir die volk gesê, kies nou vandag lewe of dood. Dis nie maar self preek en skiet nie twee pole. Ja. Sê waar val jy? Jy kan nie tussenin wees, jy's ook nie een kant op die ander. Ja. Nog iemand iets byvoeg? In my skrif, die skrif convict me of sin and righteousness and justice. Wat veroorsaak sonde, wat is nie vir my nie in lewe. God is a just God, and only He is righteous. Ons kyk allemaal, we all lack His glory, ons toch so die ernst daarvan, dat die terugbring na die oude fear of God, want ek dink dit is wat mense vandag sê, die ontzag van God. As mens kyk wat gaan aan in ons land, as jy uit liefde en respek vir God en mense voor dit beleid, is een vrees aan jou om te sê. Ja. Ok, so ons begin hierdie gedeelte eers weer met 'n taalkunde les. Dit is wonderlik hoeveel taalfeite daar eintlik in die Bybel is en ek dink net hoe sou die wêreld gelyk het as ons die Bybel gebruik het soos Amerika in sy beginjare as 'n handboek. As ons daaruit leer lees het en daaruit ons taalfeite gekry het. Die wêreld sou 'n ander plek gewees het. Wat ons in die paragraaf het, hierdie hele paragraaf, is wat hulle in Afrikaans, die naaste wat ek kon kry, is 'n kruisstelling. Hulle noem hierdie paragraaf, die manier hoe hy opgestel is 'n kruisstelling. In Engels is dit chiastically structured paragraphs. Vir die van julle met dieselfde taalvaardighede as ek, die Engelse definisie is soos volg. The term chiastic reverse derives from the mid-17th century term chiasmus, which refers to a crosswise arrangement of concepts or words that are repeated in a reverse order. So hierdie paragraaf is op hierdie manier opgestel. Ons gaan dit nou stuk vir stuk deurgaan. Mag julle dit verstaan. Dit lyk gewoonlik iets soos daai ABC, CBA. En die hoofpunt van die gedeelte sou dan gewoonlik by C gewees het. So in die middel van hierdie paragraaf is gewoonlik dan die hoofpunt. Kyk 'n bietjie uit wanneer jy lees na hierdie tipe van goed in die Bybel. So die tweede gedeelte word omgedraai van die eerste gedeelte en word weer herhaal. Ek sê egter gewoonlik is die hoogtepunt in die middel, want ons het met Paulus te doen, en Paulus hanteer dinge 'n bietjie anders. Hy sit die hoofpunte dan by vers 6 en by 11 is die hoofpunt van hierdie gedeelte. As ons kyk na A of vers 6, dan staan daar, God oordeel elkeen regverdig en op dieselfde manier. B vers 7, die wat goed doen, sal die ewige lewe kry. En C of vers 8, die wat slegte dinge doen, sal God se oordeel ontvang. Nou draai Paulus dit om in die volgende gedeelte. C vers 9, God se toorn kom oor elkeen wat sleg doen. 10, God se glorie aan elkeen wat goed doen. En 11, God trek niemand voor nie. So, Paulus draai dit net om. Dit wil vir my voorkom of Paulus nie hierdie brief geskryf het nie.
maar of hy dit ook goed deurdink het. Hy het taalkunde hier ingebou en hierdie ouens wat die brief gelees het, sou hierdie konsep dadelik verstaan het. So wat is die hoofpunt van die gedeelte? God sal elke persoon regverdig en sonder vooroordeel en voortrekkery oordeel. Wat ons ook al glo, na wie ons ook al luister, al die mooi praatjies, daar is 'n oordeelsdag op pad. Daar gaan ek en jy op ons eie wees saam met Jesus. Dit is na daardie dag toe wat als tot op 'n punt gedryf word. Dit is op daardie dag wat ek verantwoording gaan moet doen vir dit wat ek vandag sê. Dit is vir daardie dag wat ek elke week die waarheid soek en moet poog om niemand te mislei nie. Dit is vir daardie dag wat elkeen van ons in die waarheid moet lewe. Vers 11 het dan 'n sterk verwysing na Psalm 62 vers 12 en 13. Een ding het ek God hoor sê, nee, 2, dat net God mag het en 'n mens net op U Here kan vertrou en dat U met elkeen handel volgens sy verdienste. Paulus se taalgebruik las dan vers 6 aan by vers 5 waar ons gelees het van God se toorn wat opgegaar word tot by die oordeelsdag. Hierdie was 'n algemene Joodse lering. God sal regverdig handel met elkeen. Wat word van hierdie lering nou dat ons Jesus se genade ontvang het? So ons het hierdie lering, Joodse lering, God sal regverdig handel met elkeen. En nou kom Jesus, wat gebeur met hierdie lering? Kom ons kyk wat Jesus self sê. Matteus 16 vers 27. Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. So wat sê Jesus? Elkeen sal volgens sy dade vergeld word. Miskien het van ons op aarde dit al vergeet of nog nooit met hierdie vers kennis gemaak nie. Let wel, sy dade. Jesus sê nie, hy sal net elkeen se goeie dade onthou nie en van sy slegte dade vergeet nie. Hy sê, elkeen sal volgens al sy dade beoordeel word. 2 Korintiërs 11 vers 14 tot 15 skryf Paulus, en geen modder nie, Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien. So ons kyk om ons, so ons kyk na mense wat goed doen. Wat is die wortel van sy goed? Wat is die fondasie van die goed wat hy doen? Paulus sê, Satan doen hom ook voor as die engel van die lig. Sy volgelinge maak ook of hulle goed doen. Maar Jesus weet wat is goed. En Jesus gaan kom oordeel. 2 Timoteus 4 vers 14 skryf Paulus, Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld vir wat hy gedoen het. Paulus vertrou dan vir God om Alexander te vergeld vir sy dade. Dink net hoe lekker sou dit nie gewees het om op YouTube te luister na 'n debat tussen Paulus en Jakobus oor werke en genade nie. Ons het hier natuurlik 'n broeiende tamaletjie van genade teenoor werke. En as ons deur genade gered is, waar kom werke nou in? Kom ons sit dit eers 'n bietjie in die stoompot vir later. In vers 7 tot 8 het ons dan 2 uitkomste van wat met die mens kan gebeur volgens hulle dade. Hierdie 2 verse word in Grieks gekoppel met 'n woord wat letterlik beteken in die een hand het ons dit en in die ander hand het ons dit. Ons kry hier die uitkoms vir die een wat goeie werke doen en die een wat slegte werke doen. Kom ons kyk na die goeie kant. In die goed doen volhard en op die manier soek na die ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. So, volgens die vers, wie kry die ewige lewe? Die een wat in goed doen volhard. Hier wil dit so amper klink asof Paulus sê, as jy aanhou goed doen, kan jy die ewige lewe kry. Kom ons sit dit op die rak tot by vers 10.
Paulus praat hier volgens hoërgraadse Griekse ontledings van 'n aaneenlopende goddelike leefstyl. Sy ouens wat na die Grieks kyk en hoe dit geskryf is, sê dat wat Paulus hier bedoel is 'n aaneenlopende goddelike leefstyl. In vers 8 kry ons die ander kant daarvan. Ons het persone wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid. In Engels kry ons self-seeking, self-willed, disobedient to the truth en dan responsive to wickedness. Terwyl ons in vers 7 'n persoon gehad het wat na die wil van God en gehoorsaamheid aan hom gesoek het, het ons nou hier iemand wat sy eie wil vir hom belangriker is. Soos dit in een vers iemand wat na die wil van God soek, volgende vers het ons iemand wie sy eie wil vir hom belangriker is. Hierdie persoon reageer nie positief op die openbaring van God nie. En ons kan dalk dink dat hy dit net gemis het. Dat hy nie die openbaring gesnap het nie. So die persoon reageer nie op God se openbaring nie. En ons kan dink, as ons na ons eie lewe kyk, miskien het hy hierdie openbaring gemis. Miskien het hy nie lekker verstaan hoe God homself aan hom openbaar nie. Ons sien dat hy positief reageer op die openbarings van ongeregtigheid. So ons sien ja, hy het wel op openbarings gereageer, maar op die openbarings van ongeregtigheid. Wat ons in die 2 verse sien, is dat daar net 2 opsies is, wat vir die mens beskikbaar is. Soos Kobus nou gesê het, daar is nie 'n middeweg nie. Die wat die ewige lewe ontvang, en die wat God se toorn ontvang. Daar is niks tussenin nie. Paulus se beskrywing van wat God se troon gaan ontvang, begin by selfsugtigheid. So hy sê die ouens wat God se toorn gaan ontvang, begin daarvan is selfsugtigheid, by die punt waar dit net oor hulle self gaan. Waar plaas dit ons nou weer? Dit plaas ons terug by trots. Ons is weer terug by die val van Satan. Ons is weer terug by die sondeval, by dit wat vir ons belangrik is, en nie by dit wat vir God belangrik is nie. Ons het hierdie wat gehoorsaam is aan die openbaring van God, teenoor die wat die openbaring van God en die waarheid verwerp, en die wat ongeregtigheid aanhang. Paulus bring hier nog 'n waarheid in, waaraan Karel geraak het vroeër. Die ware toestand van ons geestelike lewens word gemeet aan ons gehoorsaamheid. So Paulus sê, waar jy staan as 'n jou geestelike lewe, word gemeet aan hoe gehoorsaam jy is, aan dit wat God vir jou sê. Ons kan dieselfde sien in Romeine 1 vers 5. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidene nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle sal onthou, ons het gesê, Paulus sê, hy moet nie net mense tot geloof bring nie, van die gehoorsaamheid volg op die geloof, en hy moet mense verder vat tot gehoorsaamheid in geloof. Dieselfde tema kan ons sien in Romeine 2 vers 25 en tot 27 en Romeine 6 vers 15 tot 23. Kyk, kom ons kyk na vers 9 tot 10. In vers 9 het ons die woorde lyding en benoudheid. Vers 10, aan die positiewe kant kry ons ewige heerlikheid, eer en vrede. Soos dit in Engels lees, there will be a tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek. But glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek. Die negatiewe woorde wat ons het as lyding of tribulation, was die woord telipsis wat Paulus gebruik het. Hoekom is dit belangrik? Want volgens die Strongs beteken dit pressure, afflicted, anguish, burden, persecution, tribulation en trouble. Benoudheid of stres het ons van die woord stenokoria. Die letterlike betekenis daarvan is narrowness of room. In ander woorde is calamity, anguish of distress. So as ons lees benoudheid, die woord wat Paulus gebruik het, beteken letterlik narrowness of room. So as jy in 'n klein spasie is, daai benoudheid is wat Paulus hier skryf.
Gewoonlik gebruik Paulus hierdie woord vir lyding, wanneer hy skryf oor die lyding en toetse in 'n Christen se lewe. Dit is egter hier duidelik dat Paulus dit gebruik vir die lyding in die laaste tye, in die oordeelsdag. 2 Tessalonisense 1 vers 6 lees ons, "It is a fair decision, since it is a righteous thing with God to repay with distress and affliction those who distress and afflict you." So die wat ons distress and afflict, God gaan hulle met distress and affliction repay eendag. So moet asseblief nie moedeloos raak nie. Soos elkeen wat goed doen, dan die ewige lewe en heerlikheid verwag, kan elkeen wat verkeerd doen, swaar kry en lyding en God se toorn verwag. So Paulus sê, elkeen wat goed doen, kan die ewige lewe en heerlikheid verwag. As jy nie goed doen nie, kan jy swaar kry en lyding en God se toorn verwag. In Afrikaans kry ons dat God se oordeel oor die lewe van elke persoon sal wees. In Engels kry ons dat come upon every soul of a person who does evil. Hierdeur wil Paulus weer wys dat God onpartydig gaan oordeel. Net in geval die Jode gedink het, ja maar nie ons nie, ons as verbondsvolk nie, voeg Paulus by, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. So, dit sluit ons almal in, die Jood en die nie-Jood. Die Jood wat nou hierdeur Paulus aangespreek is, redenasie sou gewees het. Ons het eers die verbond gekry, ons het eers die openbaring van God, die wet gekry, en ons sal laaste die oordeel ontvang. Paulus sê nee, julle sal ook eerste die oordeel ontvang. Hy noem hulle 2 keer eerste. Dis God se regverdige oordeel is oor almal. In vers 10 kry ons dieselfde inhoud as vers 7. In vers 7 het die persoon goed gedoen om die ewige lewe, heerlikheid, eer en vrede te verkry. In vers 10 kry dit dan as geskenk van God. Weereens doen Paulus die moeite om die Jood eerste te noem en dan die nie-Jood. Nou kom ons by die Tamalekie uit. As ons so na vers 7 en 10 kyk, dan lyk dit of die mens deur werke vrygespreek kan word en die ewige lewe kan kry. As jy vers 7 en 10 lees, dan lyk dit, as jy werke doen, as jy goeie werke doen, kan jy die ewige lewe verkry. Ons weet egter dat Paulus die idee in sy ander briewe en in Romeine verwerp. In Romeine 3 vers 20 skryf Paulus, daar sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. So deur wetsonderhouding, deur werke sal geen mens vrygespreek word nie. So wat gaan nie aan? Het julle vir julle uitgepleis wat gaan nie aan met die werke? Verstaan jy? Die werke van fisiese werke, godelike heiligheid, innerlike verkeer. Maar dit is nou net werke, dit is nou sonder Jesus en God, wat hy skryf, dit is net werke. En ek sê hulle maar op, en gesag. Kyk wel, die teoloë verskil van mekaar. Daar is 3 hoofdenkrigtings en ongelukkig het van hulle nog onderafdelings ook. So daar is 'n hele klomp denke wat deur die jare oor hierdie verse, ouens wat slim is wat hieroor gedink het. Die maklikste sou wees om vanoggend aan te beweeg. Maar dit is so 'n belangrike konsep dat ons maar 'n kissel moet inslaan en dieper delf in. Dat ons 'n bietjie kan kyk wat sê die ander mense hiervan. Okay, so as 3 hoofpunte. Tweede hoofpunt het 5 onderafdelings. So die eerste punt wat die eerste ouens aan gedink het, was 'n uitkyk wat baie gewild was in die 1ste eeu tot aan die einde van die 8ste eeu. Was hierdie kyk na die verse baie gewild. Volgens dit skryf Paulus hier van getroue Jode en moreel goeie nie-Jode en voordat hulle Jesus aangeneem het.
Hulle gevoel was dus dat die Jode en die nie-Jode deur werke God se heerlikheid kon verkry. So einde van die 1ste eeu tot begin van die 8ste eeu is daar 'n klomp teoloë wat sê nie-Jode en Jode, al ken hulle nie vir Jesus nie, kan deur werke kan hulle die ewige lewe verkry. Dis wat die ouens gesê het. Tweedens word geredeneer dat Paulus hier praat van nie-Christene in die algemeen. Hierin word dan weer 5 spesifieke punte uitgelig. So die tweede groep ouens sê hierdie verse praat Paulus met nie-Christene en daar's 5 verskillende punte hierin. A. Sommige dink dat Paulus hier 'n groep mense wil paai en sê dat deur hulle werke en sonder om in Jesus te glo, hulle die ewige lewe kan bereik. So eintlik sê hulle, maar Paulus wil hierso die Jode paai. En vir hulle sê, maar as julle goed doen, as julle goeie werke doen, het julle nie Jesus nodig nie, julle kan die ewige lewe kry. Hierdie groep erken egter dat dit teenstrydig is met Paulus se lering van redding deur geloof alleen. So hierdie klomp teoloë sê, dit kan wees wat Paulus bedoel het, maar dit is teen dit wat hy op ander plekke in die Bybel skryf. B. Ander redeneer dat God vir die wat sy openbaringe ontvang en goeie werke doen, die ewige lewe gee, solank as die goeie werke wat hulle doen met God se hulp gedoen word en deur God se genade. Volgens hulle is daar dan geen verskil met die ander leringe van Paulus nie. So hulle sê, kom ons lees dit net weer. Ander redeneer dat God vir die wat sy openbaringe ontvang en goeie werke doen. So wie het God se openbaringe ontvang volgens hoofstuk 1? Almal. So hierdie ouens sê enige een wat goeie werke doen en solank hy dit met die behulp van God doen, so wie bepaal nou met wie se hulp jy hierdie goeie werke gedoen het? En solank jy dit met God se genade doen, ek weet nie wie dit bepaal nie, gaan die ewige lewe kry. Punt C. Ander redeneer dat die wat ewige heerlikheid en vrede soek, deur hierdie werke ontvang geloof, en dit is dan die geloof wat hulle die ewige lewe gee. So hierdie span sê weer, as jy hierdie goeie werke doen, ontvang jy outomaties die geloof, en dan gee die geloof vir jou die ewige lewe. Anders sê Paulus skets hier net 'n beeld van wat sou gebeur het as Jesus nie gekom het nie. As Jesus nie gekom het nie, sou ons met goeie werke in die ewige lewe moes ingegaan het. E. Ander redeneer dat die belofte van die ewige lewe vir die wat goed doen wel reg is, maar dat sonde mense verhoed om die vlak van goedheid in hulle dade te bereik wat daarvoor nodig is. So hulle sê ja, jy kan met goeie werke die ewige lewe behaal, maar sonde verhoed dat ons werke op so vlak kan kom dat dit reg voor God is sodat ons die ewige lewe kan behaal. Volgens hulle gee vers 7 en 10 dan die voorwaardes vir redding as Jesus nie in die prentjie was nie. Paulus sê dan dat sonder Jesus niemand die ewige lewe kan bereik nie. So hierdie ouens sê tereg, ons kan nie die werke doen op die standaard wat ons dit moet doen sonder Jesus nie, so sonder Jesus kan ons nie in die ewige lewe inkom nie. Derdens is daar die wat sê dat slegs Christene in eenheid met Jesus die goeie werke kan produseer wat aanvaarbaar sal wees onder God se oordeel. Alhoewel van hierdie goed vir ons snaaks klink en ver verwyder van die waarheid klink, is dit die denkrigtings wat daar buite is. Gaan dink aan wat daar buite aan die gang is. Van dit kom al van die 1ste eeu af aan. Vir ons, ek het gesien van julle skud julle koppe vir van die goed. Maar dis die denkrigtings wat daar buite is, en dis die denkrigtings wat deur sommige kerke gevolg word. Hierdie idees vorm dan die fondasie waarop kerke gebou word, aangesien kerkleiers en kerkdenkers aan die idees geboorte gegee het. Onthou ons beoordeel nou wat Paulus in die vers geskryf het, en wat Paulus daarmee bedoel. Baie redeneer dat die waarheid tussen die laaste 2 punte lê. En die laaste 2 punte klink vir my
na die naaste aan wat Paulus hier bedoel. Kom ons lees dit net weer. Ander redeneer dat die belofte van die ewige lewe vir die wat goed doen wel reg is, maar dat sonde mense verhoed om die vlak van goedheid in hulle dade te bereik wat nodig is daarvoor. Volgens hulle gee vers 7 en 10 dan die voorwaardes vir redding as Jesus nie in die prentjie was nie. Paulus sê dan dat sonder Jesus niemand die ewige lewe kan bereik nie. Volgende punt wat ook naby aan die waarheid is, die ander een is dat die is wat sê dat slegs Christene in eenheid met Jesus die goeie werke kan produseer wat aanvaarbaar sal wees onder God se oordeel. So net Christene saam met Jesus kan die goeie werke produseer wat aanvaarbaar is vir God. Speel dade en goeie werke enige rol in 'n Christen se lewe? Ja, natuurlik. My liefde vir Christus dryf my om goed te doen aan ander. Ek moet goeie dade doen omdat ek Jesus liefhet en nie goeie dade doen omdat ek nader aan Jesus probeer kom nie. Goeie dade vorm 'n deel van die lering van die Nuwe Testament. Gaan kyk 'n bietjie wat skryf Jakobus. En as jy dink, ja, maar Paulus sê net geloof en ek hoef niks verder te doen nie. Wat beteken 2 Korintiërs 5 vers 10? Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. So wat sê Paulus? Ons gaan voor die regterstoel verskyn, ons gaan ontvang volgens wat ons gedoen het, ons gaan ontvang of ons goed gedoen het en of ons kwaad gedoen het. Paulus praat hier van 'n Christen se dade. In vers 11 keer Paulus weer terug na die oorspronklike idee van oordeel in vers 6. So onthou ons het in vers 5 gelees van die toren van God wat opgeberg word. Vers 6 lees ons dan van God wat gaan oordeel en vers 11 maak hy die pakkie toe met God wat oordeel. En hy skryf, God trek immers niemand voor nie. In Engels, for God shows no partiality. Partiality kry ons van die woord, baie lang woord in Grieks. Prosopolemtes. Hoekom is dit belangrik? Want dit beteken letterlik om gesig te ontvang. Wat beteken dit? Dit beteken om iemand te beoordeel op grond van wie hy is. Die Grieke het die idee uitgebeeld in die beeld van die vrou van geregtigheid. Sy is geblinddoek en kan dus nie sien wie sy oordeel nie. Ander deel wat vir ons nogal baie van toepassing is in vandag se lewe en baie so gehelp het, haar hande is ook vasgemaak, so sy kon nie 'n bribe ontvang het nie. Sy kon nie geld ontvang het as 'n bribe nie. En dis die woord wat Paulus hier gebruik. Hy sê, God gaan oordeel asof hy nie kan sien wie hy oordeel nie, want almal word op dieselfde manier geoordeel. Op die dag van oordeel gaan niemand voorgetrek word nie. Almal sal geoordeel word op grond van hulle eie geloof en op grond van hulle eie dade. Ons kan dit wat ons vandag gelees het, baie ingewikkeld maak. Die voorbereiding hierdie week het ek 'n paar van hierdie paragrawe 'n paar keer gelees om te probeer sin maak daarvan, net om te besef dat ek 'n idee het waarvan die mense praat hier. Waarmee is Paulus hier besig? Hy is besig om vir die kerk in Rome en vir ons te wys dat ons Jesus nodig het. Wat het die wêreld van vandag nodig? Om te besef dat ons Jesus nodig het. Ons is so ver verby die punt beweeg dat ons nie meer besef hoe nodig ons vir Jesus het nie. Ons dink ons kan op ons eie aangaan, ons kan self regeer. Paulus wys hier vir ons dat ons moet besef dat ons Jesus nodig het. Dat sonder Jesus ons almal onder die straf van God staan. So Paulus sê, jy kan probeer goed doen en werke doen en daardeur in 'n regte verhouding met God kom, maar jou werke gaan tekort skiet. Redding en om in die regte verhouding met God geplaas te word, kom deur geloof in Jesus. Gehoorsaamheid volg op geloof. Wanneer ons glo
is ons gehoorsaam. As God se hande en voete op aarde, lei hierdie gehoorsaamheid tot werke. En onder leiding van die Heilige Gees is hierdie die werke wat vir God aanneemlik is. Wat ons in gedagte moet hou is dat daar 'n oordeelsdag kom. Die oordeel gaan gevel word deur 'n regverdige regter, Jesus Christus. Ons dade met of sonder Jesus gaan nie net beoordeel word nie, maar ook veroordeel word. As Christene word ons dade gekoppel aan gehoorsaamheid. As gemeenskap van gelowiges moet ons daarna streef om die wil van God op aarde uit te leef. Kom ons wees gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees en ons doen die wil van God deur die genade van Jesus op aarde. Ons verkry nie ons redding deur werke, soos ander gelowe nie, maar ons leef ons geloof uit deur werke onder leiding van Jesus en die Heilige Gees. Ons doen nie werke deur skuldgevoel nie, maar ons doen werke uit liefde. Gaan uit, wees gehoorsaam en doen God se wil op aarde.